Goeiedag julle liewe mense. Vandag kyk ons na ons 4de kroon. Dis die voorlaaste een, daar is nog enetjie oor, maar ons kyk vandag na die kroon van geregtigheid. Ons het begin met die onverwelklike kroon. As julle onthou, daarna het ons gekyk na die kroon van die lewe. Toe het ons gekyk na die kroon van heerlikheid. Vandag is ons by die kroon van geregtigheid. Nou kom ons kyk hierso in 2 Timoteus 4 vers 8. Sê die woord van die Here vir ons. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Goed, hier sien ons die kroon van geregtigheid. Kom ons kyk verder 'n bietjie wat sê Kolossense 1 vers 5. As ek nou gou by hom kan uitkom, Kolossense 1 vers 5. Hy sê vir ons, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het, deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het. Geregtigheid. Kom ons kyk gou geregtigheid. Hoeveel plekke in die Bybel lees ons nie van geregtigheid nie? Om jou lewe in geregtigheid te lewe. Dit beteken om sonder donkerkolle te wees, sonder verskuilde agendas, sonder, met ander woorde, in oopheid, openlikheid, in eerlikheid, opregtheid, heerlikheid, geregtigheid. Dit is wat God wil hê van ons. So baie plekke in die Bybel praat hy daarvan. Ons kyk verder na Titus 2 vers 3. Titus 2 vers 3 sê, Titus 2 vers 13. Hy sê vir ons, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te los van alle ongeregtigheid. En vir hom, nou kan ons hier sien, hy het ons verlos van ongeregtigheid. Met ander woorde, as ons daai woordjie, die teenoorstaande van hom sien, dan lees ons geregtigheid. Hier sê hy vir ons in Timoteus, dat ons die kroon van geregtigheid kry. Maar hier in Titus 2 vers 14, wat hom vir onsself gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Dit sê vir my, dat as ons nie geregtigheid het nie, gaan ons nie gered word nie. Want hy sê, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. So as ongeregtigheid uit jou is, dan word jy verlos. En vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Hierdie hele versie sê so baie, om vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Dit sê ongelooflik baie. Ons moet geregtig wees, sodat ons verlos kan word deur Jesus Christus, want hy het homself vir ons gegee, om gereinig en ywerig in goeie werke te wees. Ons kyk verder daarna Openbaring. Ek gaan kyk die Openbaring, waar het ek dit gesien? Ekskuus, ek net gou hier deur gaan. Ek kry hom nou nie dadelik nie, maar Openbaring praat ook van geregtigheid.
Want dit is een van die vereistes wat God wil hê. Dit is een van die negatiewe punte in wat 'n kind van die Here kan hê, is ongeregtigheid. Daar's 'n paar goedjies, maar al hierdie dinge maak ons afsydig van die Here af. Ek sukkel nou vir woorde, julle ekskuus, maar julle verstaan waarop dit neerkom. Die Here wil hê ons moet absoluut in geregtigheid voor hom wees. Geen verskuildheid nie, geen ongeregtigheid nie, want Jesus het gekom vanuit homself kom gee, sodat ons verlos kan word van ongeregtigheid. Nou as ons so lewe, as ons Jesus aangeneem het ons klaar hierdie verlossing ingekry, geneem. Dit is oor ons gespreek, dat ons verlos is van ongeregtigheid. So dit is wat ons nou is, ons wat kinders van die Here is, bloedgewas, bekeerde, heilige kinders van Jesus. Ons is gered, verlos van ongeregtigheid, met ander woorde, ons is in geregtigheid, maar daarom moet ons daar volgens lewe, sodat hierdie seëning by ons kan bly, hierdie verlossing, dat dit in ons sal wees, teenwoordig, wanneer die hemel skeur, en die geregtigheid van God daal neer, en sy teenwoordigheid kom na ons toe, sodat ons geregtig gevind sal word, om saam met hom hemel toe te gaan. Dit is 'n afgesien van dat Jesus ons verlos het, is dit ook 'n leefwyse van ons. Want dit help nou nie, ons gaan almal sê, ons is kinders van die Here, ons is bloedgewas, maar ons lewe in ongeregtigheid nie. Dit is vals, dit is nie reg nie. Dit is nie hoe ons Jesus wil vereer en verheerlik en dankbaarheid betoon vir dit wat hy vir ons kom doen het, want hy sê hierso, wat homself vir ons gegee het om verlos te word. Dit is die dankbaarheid wat ons het aan Jesus, want hy het ons geregverdig, geregtigheid kom gee deur sy offer wat hy gelewer het aan die kruis. Daarom moet ons moet onsself gaan mooi bekyk. Introspeksie noem hulle dit. Voldoen ek aan hierdie dinge? Wanneer iemand na my kyk, iemand wat in die wêreld is, wanneer iemand na my kyk en waarneem hoe ek leef, wat ek doen, wat ek sê, my reaksies, wat gaan hy vir my sê? Wat gaan hy van my sê? Gaan hy vir my sê, dit is 'n geregtigheid man hierdie, hy lewe in geregtigheid, hierdie vrou het geen onreg in haar nie. Of gaan hy anders praat? Gaan hy, onthou as hy negatief gaan praat teenoor jou, gaan daardie negativiteit gaan by jou bly, want die lewe en dood is in die mag van die tong. Nee, so dit wat ons uitstraal, dit wat ons uitgee van die wêreldse mense af, moet positief wees, en daardeur moet Jesus verheerlik kan word, omdat ons aanvaar wat hy vir ons kom doen het, wat hy vir ons kom gee. So geregtigheid is 'n belangrike faktor, 'n belangrike onderafdeling van 'n kind van die Here. Dit is ook 'n belangrike deel van heiligheid, van heiligmaking, want onthou, Korintiërs sê, ons is 'n tempel van die Here, hy het in ons kom woon, hy het kom huismaak in ons, ons is heilig omdat hy heilig is, en ongeregtigheid is een van daardie faktore, een van daardie vensters wat in hierdie tempel is, waaruit geregtigheid straal. Laat ons daardie geregtigheid vir die lewe uitstraal, en God verheerlik, en in Jesus gehoorsaam wees, sodat ons kan voldoen aan wat hy van ons vra, om soos hy te wees. Mag die Here julle seën, mag julle vrug hier uitvind, mag dit vir julle duidelik wees, en ons sien dan weer vir julle binnekort, dan behandel ons die laaste kroon. Mooi dag vir julle, wees geseënd hoor.